Tam właśnie Asia.
Goeiemiddag Bianca. Jy lyk baie mooi. Goeiemiddag Wian. Ek sien jy het vir jou 'n hele weermag saamgebring. Niemand gaan dit waag om hier iets nou verkeerd te voet voor te sit nie. Maar julle het albei lyk baie mooi. Om te dink, wanneer het jou ma my die eerste keer gekontak? Dit is seker 2 jaar terug of is dit 3 jaar terug. Baie opgewonde, maar hierdie gaan 'n mooi dag wees. En julle kon nie 'n mooier dag gevra het nie. So broers en susters, goeiemiddag aan u ook. Baie welkom by die huweliksbevestiging van Wian en Bianca. En mag hierdie dag 'n mooi dag wees, omdat ons weet, hulle twee het gekies om in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus en voor u as getuies in die eggebind te word. En ons eer hom vir hierdie dag en ook vir die res van julle twee se lewe. Uit u en deur u en tot u kom alle dinge. Amen. Wian en Bianca, broers en susters, daar is vir u genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Ek gaan vra dat ons almal sal staan vir die volgende lied. 'n Lied wat sê, U is die lig wat deur die donker skyn, op die bekende wysie van Highland Cathedral. Jy sal die melodie dadelik herken. Pragtige lied, kom ons staan. Die lig wat deur die donker skyn, U is die Heer wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in die lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in ewigheid. Dankie, ek kan maar sit. Voordat ek vir ons die woord van die Here gaan lees, kom ons buig die hoofde in gebed.
Here, baie dankie vir die heerlike voorreg wat ons het om in hierdie uur by mekaar te kan wees in U teenwoordigheid. Dankie vir hierdie pragtige 2 jong mense wat U by mekaar uitgebring het, dat daar 'n ontmoeting was, dat daar oogies gemaak was, oogkontak was en uiteindelik ook 2 harte wat besluit het, maar ons wil 'n pad saam met mekaar stap. 'n Pad so lank as wat U dit vir ons hier op aarde toelaat. En as ons nou uit die woord gaan lees, Here, wil ons ook vra dat U vir ons sal help, deur die Gees, dat ons ook U woord nie net sal hoor nie, maar dit ook vir onsself sal toeëien. Elkeen wat hier teenwoordig is, maar in besonder ook Bianca en Wian, en dat hulle U woord sal onthou, dat hulle dit sal koester, en dat hulle vir die res van hulle lewe U saam in hulle huishouding, in hulle gesinslewe sal innooi, dat U die gasheer is. Dankie vir die liefde en die trou. Dankie vir hierdie mooi dag. En dankie dat U dit seën in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir julle 2 gedeelte lees, so 3 verse, 4 verse uit die boek Prediker. Prediker 4 vers 9 tot 12 en daar staan 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom of haar op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, julle sal hiervan hou, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is warm word? Een alleen kan oorweldig word. 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Die wysheid praat. En die Here het eeue gelede vir 'n man met die naam Salomo hierdie woorde gegee. En interessant, dieselfde man wat hier sê 2 vaar beter as 1, sê op 'n ander plek, alles is 'n gejaag na wind en alles kom tot niks. Ongelukkig gebeur dit in ons samelewing dat mense soms aan daardie stukkie woord vashou of vaskyk, en kan dit ook in die huwelik gebeur. Die huwelik is nie 'n gejaag na wind nie. Die huwelik kom ook nie tot niks nie, mits julle 2 sal weet en sal onthou wie dit is wat julle aan mekaar gebind het en voor wie julle besluit het om vir mekaar in die oë te kyk en vir mekaar te sê, maar ek wil vir die res van my lewe saam met jou wees. 2 vaar beter as 1. En die Here het dit so gewil, hy het dit so beskik, want ons sal onthou dat vroeg in die Bybel, lees ons in die skepingsverhaal, dat die Here het alles geskape, die hemel, die aarde, die diere, die plante, alles, en die sterre in die hemel, die heelal, hy het alles geskape. En heel laaste het hy die mens geskape, om oor alles te heers. En op 'n dag toe kom die Here agter, maar die mens lyk nie baie gelukkig nie. En hy het vir die mens gevra, wat is fout? En die mens het gesê, maar
Al die diere het maats. Hulle lyk nie alleen nie, maar ek is alleen. En toe die Here dit aangespreek. Hoekom hy eers net die man geskaap het, weet ons nie. Dit word nie vir ons gesê nie. Was hy dalk in elk geval van plan om die vrou te skaap, en dalk het dit hom 'n bietjie langer gevat, omdat hy iets baie spesiaal wou maak. Dalk het Adam 'n bietjie ongeduldig geraak, wie weet. Ek lees dit soms net tussen die lyne, bietjie moedswillig. Maar ek sal nie verbaas wees, en ek dink dit is nogal so, dat dieselfde hartseer uitdrukking wat in Adam se oë was, toe hy alleen was, en dieselfde hinkering, en die onderste boogglimlaggie, kry ons vandag ook, wanneer 'n man alleen is. Mans is sterk. En hulle sal selfs nog sterker wil lyk, kyk net hoe hierdie armee wat hy saamgebring het. Dis in die man se DNA, hy wil sterk wees. Hy moet kan jag. Hy moet homself kan verdedig. En tog al is hy sterk en kan hy homself verdedig, kort daar iets. 'n leemte. So 'n gat hier in die ribbekas. En hy het dit nie geweet nie, maar die gat was daar met 'n rede, want die Here het al reeds besluit, ek gaan vir jou iets baie spesiaals maak. Want dit wat jy kort, dit gaan ek vir jou gee in Eva. Ons mans wil nie alleen wees nie, maar Bianca, die vrouens wil ook nie alleen wees nie. En daarom sê die Here op 'n stadium ook in sy woord, die vrou sal na die man hinker. Want hy het vir die Here het vir haar 'n klomp kwaliteite gegee. Weet jy wie van julle het al Groet die Grotman gekyk nie? Dis blyf my altyd snaaks. Hoe hy vertel dat die man was van oertye af nog altyd die jagter. Die sterk een. En die vrouens was die gaarders. Kyk, hulle het in die veld geloop en hulle bessies gepluk en hulle mekaar gesels en klere bespreek en wat gaan ons vanaand maak vir kos en oor die kinders gepraat en hulle klomp goed gelyk gedoen. En baie funksioneel ook nog daarby. En hulle het alles wat hulle wou doen, het hulle klaar gekry met al die gepraat en wat ook al. Maar mans, hulle kan nie so klomp goed gelyk doen nie. Hulle fokus op een ding, moet gaan jag. Moet nou braai. Is dit nie snaaks nie, nou, as mense saam braai. Almal sê altyd, die vleis is lekker, die braaier. Maar wat van al die bykosse? Die tafel skreeu so van al die bykosse, maar dankie vir die braaier. En die vrouens, wel hulle kla nie voor ons nie, Wian. Maar is dit nie wonderlik nie? Die Here het ons nie dieselfde geskape nie. As daar nie vrouens was nie, het die mans regtig waar net vleis geëet. Maar moet nou nie laat ek chauvinisties klink nie. Ons lewe nie meer in die oertyd nie. Mans hou ook van kos maak. Ek hou ook van kos maak. Ja, en jy sal nie glo nie, mans kan ook huis skoon maak. Hulle kan ook gaan saam inkopies doen, al haat hulle dit, want there's too much information. Maar hulle sal saam gaan. En julle moet dit saam doen. En julle kan saam in die tuin werk. En julle kan julle gedagtes saambring, saamvoeg, al is dit hoe verskillend. Want julle sal onthou, ek het vir julle gesê, opposites attract. Wian het juist nie iemand gesoek wat presies soos hy is nie, en jy het nie iemand gesoek wat presies soos jy is nie, Bianca. Die Here het ons verskillend gemaak, en dit wat hy nie het hy in jou raak gesien, en wat jy nie het jy in hom raak gesien. 2 vaar beter as 1.
En die oomblik wanneer julle kragte gaan saamspan, julle gawes wat julle na hierdie, en julle talente wat julle na hierdie huwelik toe bring, wanneer julle dit gaan saamspan en dit saam maak werk, dan sal dit nie tot niks lei nie. Selfs al gebeur dit dalk en dit gebeur, dat julle om een of ander rede alles sou verloor, was dit ook nie niks nie. Want julle het saam karakter gebou, saam gedink, saam beplan, en wanneer die lewe met sy moeilike uitdagings kom en ons val, dan help ons mekaar op. Dit sê die wysgeer vir ons verder. Dan help ons mekaar op. En ons begin weer voor. Want ons kan, want die Here het ons by mekaar gevoeg. Daar gaan tye kom weer dat jy moedeloos gaan wees, en dan gaan Bianca jou vertroos en jou ophelp. Bianca, daar gaan tye kom wanneer jy moedeloos gaan wees, en dan gaan Wian kom en hy gaan jou vertroos en hy gaan jou ophelp. Daar gaan tye kom waar daar spanning gaan wees, familie, kinders. Gaan nie iets oor die skoon familie sê nie, want ek trap altyd in 'n struik. Weet net dit, julle trou met mekaar. Die Bybel sê, en hy sê dit, Paulus herinner ons daaraan, die Here het dit in die begin van die Bybel gesê, en Paulus herinner ons weer daarin in Efesiërs 5, 'n man sal sy pa en ma verlaat, en hy sal saam met sy vrou woon. Letterlik staan daar, hy sal haar aankleef, of hulle sal mekaar aankleef, en hulle twee sal een word. Dis nie meer Wian nie, dis nie meer Bianca nie, dis nou Wian en Bianca. Bianca en Wian. Julle gaan vorentoe hierna, gaan julle iets prakties beleef. Julle gaan saam slaap. Dis 'n challenge. Want hy is gewoond hoe hy in die bed lê en jy is gewoond hoe jy in die bed lê. Hy kry dalk maklik warm, jy kry dalk maklik koud. Dalk is dit andersom. Julle gaan nog moet uitwerk wie slaap watter kant. Jy gaan dalk skrik as jy agterkom hoe snork hy. Of sy. Jy gaan jou dalk nog vererg as jy in die nag opstaan en jy val oor sy skoene. Of jy kom in die badkamer en hy die toiletdeksel opvergeet. Slaap is nie altyd maklik nie. Maar dis lekker. Wanneer 'n mens dit eers reg het. En jy het 'n leeftyd voor julle. Nee, ek gebruik nou slaap as 'n voorbeeld, maar in alles het jy 'n leeftyd voor julle om uit te werk, hoe werk dit in ons huwelik? Daar kom nie 'n manual by nie. Julle ouers het ook nie een gehad nie. En julle voorouers ook nie. Hulle het dit almal self uitgewerk. Ja, daar's raad. Natuurlik is daar altyd raad. Maar julle twee is een. Julle hou mekaar warm. Maar slaap is ook 'n plek van veiligheid. Mens kan nie nader aan mekaar kom as juis wanneer 'n mens teen mekaar is nie. Wian, dis die plek waar 'n vrou die veiligste voel. Teenoor jou. Geborge, nog nie. Geborge. Wanneer sy ooit sou agterkom dat sy nie naby jou kan kom nie, en hulle voel dit dadelik aan as iets pla, dan voel sy onveilig. Dis net hoe dit is. Bianca, daar gaan tye kom dat dit vir jou gaan voel, maar wat gaan nou aan? Hoekom kan ek nie naby hom kom nie? En dan sal jy onthou, ons het daaroor gesels,
dan praat julle daaroor. Ons het nie geheime nie. As dit werkspanning is, dan praat ons daaroor. As dit kinderspanning is, dan praat ons daaroor. As dit vriende of vriendinspanning is, dan praat ons daaroor. En ons kry die spreekwoordelike olifant uit die huis uit. Maar dit is nie maklik wanneer ons dit alleen probeer doen nie. Daarom dat die wysgeer by 'n derde punt kom, en dit is so belangrik. Hy sê een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. So omstandighede kan maak dat ek word oorweldig deur wat ook al. Maar as ek 'n maat het met wie ek dit kan deel, en ek praat nie van afpak en ek pak al my probleme af nie, maar net hoe voel ek nou? Wat doen die situasie aan my? Hoekom maak dit my moedeloos? En as ons mekaar kan deel, dan kan ons mekaar versterk. Maar dan kom daai laaste sinnetjie. Twee kan weerstand bied, maar 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. 'n 3-dubbele tou. Nou in die antieke tye, wanneer hulle op skepe gevaar het en hulle moes elders 'n skip anker, dan was die toue so gewees, hulle het 3 stringe gehad wat hulle gevleg het, en dan was daar nog 3 stringe wat gevleg is, en nog 3 stringe, en daai 3 van 3, wat uiteindelik 9 stringe is, het hulle met mekaar gevleg, en dit het vir jou 'n geweldige sterk tou gegee. Ons ken God drie-enig. En wat 'n voorreg dat die een, die skepper van die heelal, wat julle twee bymekaar gebring het, dat hy ook deel van julle lewe wil wees. Kyk, hy woon klaar in julle. Sy gees is in julle. En nou is sy gees in jou, Wian, en sy gees is in jou, Bianca, en julle kom by mekaar, en God kom by mekaar, dan het jy hierdie 3-dubbele tou. Onthou, die mens is siel, liggaam en gees. Jy is siel, liggaam en gees. 2 drieë. En dan kom God drie-enig, die derde, die drie-eenheid, en hierdie 3 vleg saam, en dink net hierdie ongelooflike sterk band. En as ons dit besef, dan het die duiwel nie enige hou vas op ons nie. Hy kan nie. Maar as ek alleen is, en ek is net 1 string, dan is ek broos, dan is ek kwesbaar. Maar julle twee is sterk, omdat die Here saam met julle is. En onthou dit. Die huwelik is soos 'n driehoek. 3 punte, God aan die bokant en julle twee aan die onderkant. Maar ons leer ook uit die Bybel dat julle twee word een, so daai 2 punte jy onderskuif al hoe nader aan mekaar tot julle teenoor mekaar is, nou te 1 lyn, verbindingslyn met God. Want hy los julle nooit alleen nie. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Paulus, wanneer hy oor die huwelik praat, daar in Efesiërs, dan sê hy, 'n man sal sy vader en moeder verlaat, hy sal sy vrou aankleef en hulle twee sal een wees, en dan sê hy, hierin lê daar 'n diep geheimenis opgeteken, en ek pas dit toe op Christus en sy kerk. Soos Christus sy kerk liefhet en sy lewe gegee het, Wian, so moet jy vir Bianca lief hê. Al beskerm met jou lewe. En soos wat ons as kinders van die Here aan hom gehoorsaam is, hom liefhet en hom eer, so moet julle mekaar ook eer en mekaar dien. Ek ken 'n oom, hy is nie ver van hier af nie, en
Sy vrou het demensie, hulle is baie jare al getroud. So sy is in 'n sieke boeg en hulle kan nou nie meer saam in een kamer wees, sy het spesiale sorg nodig, maar elke liewe dag van sy lewe, dan stap hy tuin toe en hy pluk 'n blommetjie. En dan vat hy vir haar die blommetjie, sy herken hom lankal nie meer nie. Sy kan nie praat nie, staar net voor haar uit, maar sit hy die blommetjie op haar bors, dan gesit hy langs haar en dan lees hy vir haar storie. En hy die Bybel uit en hy bid saam met haar en dan gee hy haar soen op die voorkop. En ek het eendag vir hom gedink, oom, hoekom doen jy dit so? En ek het geweet ek hoef hom nie te vra nie, want ek ken die antwoord. Want ons is siel, liggaam en gees. Haar liggaam en haar gees is dalk nie meer van hom bewus nie, maar sy gees, haar siel, is nog daar en die Here is daar in haar. En omdat hy in haar is en ook in die oom is hulle nog steeds aan mekaar gebind en is nog steeds op 'n wonderbaarlike manier 'n verbintenis tussen hulle wat ons nie met ons verstand kan uitredeneer nie. En dit is die tipe verbintenis waar twee julle vandag na mekaar toe kom en sê, maar ons wil dit hê. Ons wil by mekaar bly tot die dood ons skei. Nou, Bianca, Vian, in die Bybel, ek het dit eintlik reeds gesê, word die Bybel vergelyk met die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Soos wat Christus en die gemeente aan mekaar verbind is, so word julle twee ook aan mekaar verbind. Soos wat die verbintenis tussen Christus en die gemeente 'n band van liefde is, so word julle ook met 'n band van liefde aan mekaar verbind. Soos wat Christus die gemeente liefhet, so moet julle mekaar ook lief hê. Soos wat Christus homself vir die gemeente oorgegee het, so moet julle julleself in liefde ook aan mekaar oorgee. En soos wat die gemeente aan Christus toegewy is, so moet julle ook aan mekaar toegewy wees en mekaar se belange op die hart dra. Amen. Vriende, ek wil vra dat ons die volgende lied gaan sing voordat ons voortgaan met die formaliteite. Lied 209 wat sê, Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ons kan nie anders as om dit te doen nie. Kom ek van die magtige wonders vertel en van al die reddingsdade. Met my hele hart kom sing ek 'n lofsang. As een vers, ons gaan hom 2 keer sing. Kom ons staan. Hier met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel, en van al die reddingsdade. Hier met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel, ek wil U naam besing, ek wil oor U altyd bly en vrolik wees, halleluja. Hier met my hele hart, kom sing ek
tel en van al die reddingsdade. Hier met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees. Ek wil U naam besing. Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees. Halleluja. Wian, Bianca, julle het gehoor dat Jesus Christus julle mekaar verbind. Julle het gehoor dat julle twee se huwelik word vergelyk met die verhouding wat hy, Jesus Christus, ook met die kerk het. En daarom word daar vandag op julle twee beroep gedoen, dat julle albei sal opkyk na die Here en vir hom sal sê, aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal die woord lees, dit oordink, ons lewe daarvolgens inrig, saam bid en U saam dien. Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het, bou met liefde en in vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vir my selfsug en eiesinnigheid, dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julleself aan mekaar op allerlei maniere, met erns en met humor, in gelukkige oomblikke en in moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom nie. Wees daarop voorberei, dat die Satan nooit genoeg is met wat mooi en goed is nie. Soos wat hy die ongeluk en die dood aan die begin in die wêreld ingebring het, so probeer hy deur eeue heen om 'n wig in te dryf tussen 'n man en 'n vrou, tussen egpare wat God dien. Soek altyd julle krag in Christus wat die bose oorwin het. Deur sy woord en gees heilig hy die gesin en sy kerk in die kleine, dit is julle. As die Here aan julle die voorreg gee om kinders te hê, maak hulle groot met die dubbele versekering. Ons is gebore uit die liefdesverbond tussen ons ouers en ons leef as huisgesin uit die genadeverbond wat die hemelse Vader met sy kinders in stand hou. Wian, ek wil nou vir jou vra en vir jou Bianca, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer? Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig en begeer julle om met die seën van die Here in die eg gebind te word? Jan? Bianca? Nou wil ek vra dat julle vir mekaar sal kyk, in die oë, na mekaar sal kyk. Wian, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Bianca is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem? En sê dit vir haar ook asseblief. Beloof dan hardop en nou moet jy baie diep in haar oë kyk. Ek gaan 'n sinnetjie voorlees en herhaal dit. Voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou. Vir altyd en in alle omstandighede aan my bruid Bianca. Bianca, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Wian is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem? Sê dit vir hom ook. Beloof dan hardop voor God en sy gemeente. Voor God en sy gemeente.
beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede aan jou my bruidegom Wian. Voordat ons, kom ons doen eers dit. Ek wil vra dat die ringe asseblief vorentoe gebring sal word. Wian, jy is eerste, as jy die ring so lank in haar ringvinger sal sit. En nou kan jy vir ons sê, met hierdie ring waarmee ek so gesukkel het, beloof ek om vir altyd my sokkies op te tel. Ek grap net met jou weer aan. Wat jy wel vir haar kan sê, hierdie ring is 'n simbool van ons eenheid. God het ons saamgebring. Niemand mag ons skei nie. Bianca, as jy vir hom die ring sal aansit. Met hierdie ring aanvaar ek geen nonsens van jou af nie. Met hierdie ring besef ek dat daar 'n besondere eenheid tussen ons is. Dit is 'n simbool van God wat in ons altyd woon. Niemand mag tussen ons kom en ons skei nie. En om dit verder te versterk en julle te herinner aan die teksgedeelte waarmee ons afgesluit het. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Bianca, jou ma het iets besonders laat maak. En ek gaan vra dat Wian, jy die eerste helfte vleg, ons kan kyk of jy dit gaan regkry. En terwyl jy dit vleg, en Bianca, jy kan maar saam langs hom staan en hom reghelp as hy dit nie reg doen nie. Mag jy onthou dat God saam met julle in hierdie verbintenis is. Bianca, ek dink hy kom nou mooi reg. Bianca, terwyl jy verder vleg, mag ook jy onthou dat God saam met julle is. Julle twee is siel, liggaam en gees, en God die enig woon in julle en hy bind julle saam. En met dit gesê, verklaar ek Wian dat jy nou met Bianca, Wian Meyer, met Bianca Vivier wetlik getroud is. En ek wil vra dat julle na die gemeente toe sal draai. En broers en susters, dat julle sal verwelkom Wian en Bianca. Jy mag maar vir hulle hande klap. En Wian, jy mag jou bruid soen. Ek wil 'n gebed vir julle twee doen. Maar ek gaan dit sing op spesiale versoek. Dankie Gerrit, lied 325. Ons Vader, neem hul hande en maak hul een. Versterk u self die bande, gee u sien.
U genade aan U, o Heer, en leer al met dade U naam te eer. Hier wees vir hul 'n Vader wat sorg en sien, trek al in Christus nader om U te dien. Laat hier U Gees al voorgaan, laat Hy lei, dat al U word gehoorsaam en aan U wy. Leer al mekaar vergewe, mekaar vertrou, dat al die hele lewe op liefde bou. Laat hier oor al U vrede en band al saam, verhoor tog al gebede in Jesus naam. Ons gaan 'n seënbede doen om hierdie verrigtinge af te sluit. Ek gaan dan daarna die seën uitspreek en vra dat die familie, vriende almal so lank buite gaan wag en dat die getuies, die ouers natuurlik nou voor sal kom om net die register te teken en die res van julle kan dan rustig buite wag. Kom ons staan. Lied 286, Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in U skadu bly staan. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in U skadu by U staan. Oor ons dankgebede, oor ons loflied styg as ons aan U ons dank getuig. Here, U genade het ons hier behou, in U hand van liefde vasgehou. Moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U sien, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag steun, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons bede aan. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy inwonende Gees met elkeen van u wees en bly.
Amen.
What we say, Snickers. Snickers. Okay. Cool. 3, 2, 1. Smile. Sneakers. Sneakers. Okay. Again. 3, 2, 1. Sneakers. Snickers.